dat elkeen wat hierdie skrif hoor, dit werklik sal deel maak van sy lewe. Ek het ons tema probeer verwoord deur te sê, Christus verlos jou, sy vyand, deur sy dood. Ek lees in my studiejare 'n verhaaltjie geskryf deur C.S. Lewis met die naam The Chronicle of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. En in hierdie verhaal speel daar hoogverraad af. Een van die karakters genaamd Edmund verraai sy broer en sy suster, maar in die proses verraai hy ook die koning van Narnia, bekend as die groot leeu van Aslan. Deur sy verraad skaar hy homself as vyand van Aslan by hierdie wit heks en haar weermag. Edmund word wel gered uit die kloue van die heks, maar dit kom teen 'n prys, en dit is Aslan se lewe. Aslan besluit om sy eie lewe op 'n kliptafel te gaan lê om Edmund van die mag van die heks los te koop. Kaal geskeer, verneder en bespot, sterf Aslan, sodat sy vyand vrygespreek kan wees. Nou, liewe broer en suster, in hierdie verhaal van C.S. Lewis gee hy vir ons 'n pragtige uiteensetting, 'n pragtige uitbeelding van Christus se plaasvervangende lyding en sterwe, waardeur hy sy vyande losgekoop het van die mag van die dood. Hulle wat die oordeel verdien het hy vrygespreek. En dit is ook hierdie waarheid wat die apostel Paulus vir ons hier in Romeine hoofstuk 5 kom beklemtoon. Hy sê vir jou en van my, en daarom ook ons tema, Christus verlos jou en my, sy vyande, deur sy dood. Daar leef by baie van ons, dalk ook by jou en by my, die idee dat God jou iets skuld in hierdie lewe. En dit is omdat jy verkeerd na jouself kyk. Jy kyk na jouself en jy sien dalk 'n persoon wat probeer om redelik goed te lewe. 'n Probleem wat nie veel foute maak nie, en as hy kan, enige plek waar hy kan, mense probeer help. Jy kyk uit hierdie hoekpunt na jouself en jy dink by jouself, hoe kan God my dan nie in die hemel toelaat nie? Maar jy sien, my liewe broer en suster, God kyk anders na mense. Hy sien jou en my anders as wat ons self na onsself kyk. Hier in Romeine 5 vers 6 tot 10 gebruik die Here deur sy apostel 4 woorde om ons te wys hoe hy na jou en na my kyk in hierdie wêreld. In vers 8 lees ons die woord sondaars. Ek en jy is sondaars. Dit beteken dat ons elke dag die wet van die Here oortree. In die woorde van Paulus daar in Romeine 3 vers 9 sê hy, almal is in die mag van die sonde. Daar is niemand uitgesluit nie. Want soos Romeine 5 vers 12 dit stel, deur een mens het die sonde die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Ek en jy is van nature sondaars, van nature mense wat God se heerskappy oor ons lewens wil verwerp. Van nature mense wat God wil ontroon. Die feit dat ons sondaars is noodwendig dan ook tot die volgende beskrywing in vers 6, goddeloos. Hierdie woordjie beklemtoon die waarheid dat ek en jy in ons natuurlike toestand mense is wat in opstand teen God en sy wil is. Ons weier om sy wil te aanvaar. Duidelik hoor ons die argumente so baie wanneer ons met mense praat, nee dominee, ek probeer God gehoorsaam. U hoor, ek probeer God gehoorsaam. En dit mag so wees, en tog is ek en jy nog so dikwels ongehoorsaam en wil ons eie wys wees en ons eie kop volg en op ons eie kragte staat maak. As dit van ons afgehang het,
sou daar vir God in jou en my lewe geen plek gewees het nie. Sou ons nooit sy standaard vir ons lewe aanvaar het nie, en sou ons nooit onder sy wil gebuig het nie. En dan lees ons verder in vers 10, dat hierdie sondaar en hierdie goddelose, die eerste 2 woorde wat ons gehoor is, dus 'n vyand van God. Dit beteken meer as net om die wil van God nie te aanvaar nie. 'n Vyand wil sy teenstander vernietig. In die film Ender's Game kom hierdie punt so duidelik na vore. Een van die karakters vra vir die hoofkarakter waarom hy en die seun wat hom getart het aanhou skop het terwyl hy op die grond gelê het. Sy antwoord kom dan daarop neer dat hy nie net sy vyand wil oorwin nie, maar dat hy sy vyand wil vernietig sodat daar nooit weer so aanslag op hom sal wees nie. Daar is die beskrywing van die mens se ingesteldheid teenoor God in sy vyandigheid. Die mens wil God vernietig. Die mens wil die erediens inrig om die mens te pas en nie meer God se voorskrifte na te kom nie. Dit moet die sogenaamde lekker kerk wees, want dit is lekker om kerk toe te gaan, maar ons wil nie meer die kern van die woord van God aanvaar nie. Hy wil nie net God se heerskappy oor sy lewe verwerp en hom ontroon nie. Hy wil in sy diepste begeerte God vermoor. En dit is presies wat in die kruisgebeure plaasgevind het. Die mens se vyandskap teen God het sy klimaks bereik toe hulle Christus aan die kruis vasgespijker het. Maar daar is 'n laaste woord wat die mens beskryf in vers 6, naamlik die woordjie magteloos. Ek en jy is in ons sondige vyandskap teen God magteloos om onsself te red. In Efesiërs 2 vers 1 skryf Paulus dat ons dood is as gevolg van ons sondes en oortredinge en daarom volgens Efesiërs 2 vers 3 van nature onder die oordeel van God is. Hierdie ketting van sonde en dood is styf om ons vasgebind en die oordeel van God rus swaar op ons neer. En daarom kan u en ek niks uit onsself doen nie. Ons is nie by magte om hierdie ketting van die sonde te verbreek nie. Ons is nie in staat om die bande van die dood los te breek nie. Ons het nie die vermoë om onsself van die oordeel te verlos nie. Ek en jy is totaal magteloos. Nou is die vraag vanoggend, het jy al by die punt in jou lewe gekom waar jy jouself sien soos wat God na jou kyk? As iemand wat niks verdien in hierdie lewe nie, behalwe om deur God geoordeel te word, omdat jy in opstand is teen sy wil, in opstand is teen sy koningskap oor jou lewe, en deur soveel dade van ongehoorsaamheid vyandig staan teenoor God. Nog meer, het jy al op die punt gekom waar jy besef het, dat jy nie jouself kan red nie, jy kan niks aanbied om jou sonde weg te neem nie. Jy het nie die sleutel tot die dood, tot jou beskikking, om hierdie kettings van die doderyk te ontsluit nie. Ek en jy kan niks doen of sê, wat jou sal loskoop van die oordeel, wat daar vir elkeen van ons wag nie. Het jy al op die punt gekom? Antwoord maar vir jouself, ja of nee. En as jy nee, sê, bid ek dat die Here jou op jou knieë sal bring, jou blinde oë sal oopmaak, en jou dowe ore sal genees, voordat dit te laat is. Aan die ander kant, as jy ja antwoord, dan is die liefde van God vir jou as gelowige 'n troos. In vers 8 lees ons, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek en jy, my liewe broer en suster, is mense wat besmet is met die sonde, wat daagliks in opstand teen God, en wat van nature God haat. Die Bybel sê dit vir ons. Om die beeld uit Narnia te gebruik, ek en jy is daardie
Edmund, wat hoogverraad gepleeg het, en ons by die heks van die dood en die sonde gaan skaar het. Ons kan ons nie loskoop uit die mag van die heks van sonde en dood nie. En om die waarheid te sê, in ons sondige toestand wil ons nie daaruit verlos word nie. Maar God het die sondaar lief, en daarom stuur hy sy enigste seun, Jesus Christus, om vir die sondaars te sterf. God die Vader kom en betoon aan sy vyande liefde deur sy seun te gee in hulle plek. Laat hierdie waarheid vir 'n oomblik net by jou insink. Die Vader het jou, iemand wat van nature sy vyand was, so lief, dat hy die lewe van sy enigste seun gee as 'n loskoopprys, sodat ek en jy kan lewe. Wie van ons sal ons kind, ek praat nie eers van jou enigste kind, wie van ons sal ons kind of kleinkind gee as loskoopprys vir die lewe van ons vyande? En tog is dit presies wat God gedoen het om my en jou te verlos. Verstaan jy nou hoe lief die Vader jou het, nie op grond van wie jy is nie, maar ondanks wie jy is. Jy het niks om te bied of om te sê nie, inteendeel, jy verdien die dood en die ewige straf. Maar die Vader kom ruk jou uit die vuur van die hel en hy koop jou los met die bloed van sy seun. Johannes 3 vers 16, wat ons almal as klein kindertjies geleer het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien die inisiatief van hierdie verlossing lê by God, nie by die mens nie. Die bron van ons verlossing begin by die liefde van die Vader vir sondaars, nie by sondaars se liefde vir hulle God nie. Daarom kan die apostel Paulus met volle vrymoedigheid en oortuiging in Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, en ek haal die 2020 vertaling aan, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Liewe broer en suster, liewe jong mens, het jy al onder die indruk van God se liefde vir jou gekom? Of anders gestel, het jy al die helder glans van God se liefde teen die swart agtergrond van jou sonde daar op Golgotha raak gesien? God red nie net die sondaars uit liefde nie, hy doen dit deur sy seun Jesus Christus. Hy wat bereid was om homself op te offer. Die woord dood en sterwe word herhaaldelik gebruik in verse 6 tot en met vers 11. Vers 6 sê Christus het op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Vers 8 sê Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Vers 9, ons word vrygespreek op grond van sy versoeningsdood. En vers 10, deur die dood van sy seun het God ons met hom versoen. Dit is vandag Goeie Vrydag, 'n dag waarop ons terugkyk na die kruisdood van ons Here Jesus Christus op Golgotha. Op daardie dag het die Vader sy liefdevolle aangesig vir sy seun verberg, en dit laat donker word om hom, toe hy jou straf en my straf op hom uitgegiet het. Op daardie dag het Christus toegelaat dat sy eie skepsels hom bind en vermoor, sodat jy en ek met die Vader versoen kan word. Op daardie dag is die lam van God geslag, die groot leeu uit die stam van Juda, sodat ek en jy losgekoop kan word van slawerny, van die sonde en van die dood. Daar aan die kruis op Golgotha het die Almagtige magteloos geword vir magteloses. Daar het hy sondeloos gesterf in die plek van sondaars. Daar het die seun verlatenheid van God ervaar vir die goddeloses.
Daar het die koning sy lewe afgelê om sy vyande, sy onderdane te maak. Ja, op Golgotha het die onskuldige vir skuldiges gesterf. Daar het hy vir hulle gebid. Daar het die regverdige die skuld van die onregverdiges gedra. En een wat ewig lewe sterflik geword om jou en my te kom verlos. Die groot koning, die leeu uit die stam van Juda, het homself op die altaar gaan plaas om sy lewe in te ruil vir jou lewe en my lewe. Hy het hom leeg gemaak vir my en vir jou. Hy het die kruispad gestap vir my en jou sondes. Sy bloed is gestort vir my en jou sondes. Maar hy het nie net gesterf nie. Hy het ook uit die dood opgestaan. Ja, sy dood is die versekering dat ek en jy verlos is van die straf wat soos 'n valbuil oor ons gehang het. Maar terselfdertyd is sy opstanding ook die versekering dat jy opgewek sal word by sy wederkoms. En hierdie versekering van verlossing van straf en hierdie vooruitsig op lewe gee ware, blywende blydskap en vrede. Daarom, my liewe broer en suster, moenie met lang gesigte hier uitstap nie. Jy het rede om opgewonde te wees, want Jesus Christus het vir jou die ewige lewe bewerk. Dit is die wind wat die vuur van hoop aanwakker, wat geloof sy dryfkrag gee en aan volharding sy uithou vermoë in tye van swaar kry. Ek wil afsluit. Hoe kyk jy na die kruis? Is dit vir jou maar net nog 'n gebeurtenis, net nog 'n kerklike feesdag, dalk in die nuwe Suid-Afrika net nog 'n vakansiedag, 'n datum? Of sien jy jouself aan die kruis hang en Christus wat kom, jou afhaal en in jou plek daar gaan hang? Hoe sien jy die kruis? Is dit maar net 2 stukke hout wat aan mekaar gesit is, of sien jy dit as 'n offeraltaar waar Christus homself in jou plek en vir jou geoffer het? Hoe sien jy die kruis vandag? Wie is Christus vir jou? Amen. Kom ons bid saam. Here onze God, as ons vanoggend stil word voor U troon, kan ons nie anders as om te kom bid vir vergifnis nie. Here, ons sien nie meer U vrede in hierdie wêreld raak nie. Ons sien nie U heil, U hulp vir verdwaasde en gebroke mense nie. Want ons is self verdwaas, ons is self kleingeestig, ons is in baie gevalle onversoenlik. Here, ons saboteer so dikwels U oogmerke en verwar die wêreld. U alleen kan ons tot vrede lei. U wil ons saam aan hierdie tafel tot eenheid lei. Laat ons almal wat in kampe verdeel is, ten minste die gekheid daarvan insien en daaroor seer voel. Laat ons die toestand nie maar net aanvaar soos wat ons dit aangetref het, maar laat ons vanuit U toekoms dink en handel. Help ons om uit U krag, van U belofte, dat U alles, hoe weet ons nie, nuut sal maak. Geef vir ons daardie oortuiging van ons gemoed, dat ons tot alles in staat is, deur U wat vir ons die krag gee. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Koning, ons Zaligmaker. Amen.